Ek wonder nogal wat se emosies het jy nou beleef toe jy na hierdie video kyk. Maar in Matteus 16 het Jesus nog ooit seker een van die belangrikste gesprekke gehad met sy disippels. As jy lees in Matteus 16, ek gaan dit nou nie vir jou lees nie, maar ek wil net vir jou 'n paar goed uitlig. Op 'n stadium kom Jesus en hy vra vir die disippels, wat sê julle, wat sê die mense, wie is ek? En dan gee hulle 'n klomp antwoorde, en dan draai Jesus die gesprek na hulle toe. Kyk hulle so mooi reg in die oë. En sê, wie sê julle is ek? Want hulle het nou al 'n tydjie saam met hom die pad gestap, nê? En natuurlik Petrus, ou hoofseun, nê, kom hy. En hy sê, steek sy hand op, hy sê, u is Christus die gesalfde een. U is Christus die seun van die lewende God. Met ander woorde, hy sê eerstens Christus die een wat hy verklaar as koning, redder en verlosser, en dan die seun van God wat lewe. Die lewende God beklemtoon dat God wat Jesus verteenwoordig nie ver of passief is nie, maar 'n God wat teenwoordig is. En die rede hoekom hierdie vraag so belangrik was, is omdat alles verder op die antwoord gebou was. Nou, die vraag was nie net om vir hierdie klomp ouens hierdie vraag te vra, om net seker te maak dat hulle Jesus volg nie. En hierdie vraag vra Jesus, het Jesus nie net meer as 2000 jaar vir 'n paar manne gevra nie. Maar vandag vra hy dit ook vir jou en my. Wie sê jy is Jesus? Ons kom nou uit 'n reeks uit die boek van Hebreërs waar ons 'n baie sterk fokus daarop gesit het. Want hoe ek en jy hierdie vraag beantwoord wie Jesus is so bepalend ten opsigte van ons verlossing, van ons redding, van die afgehandelde werk van Jesus. Wie jy sê wie Jesus is en antwoord wie Jesus is bepalend tot jou identiteit as kind van die Here. Dit is so belangrik om dit te verstaan, want dit is ook bepalend hoe jy leef hier op aarde as 'n volgeling van Jesus. Hoe jy reageer op goed in jou lewe, hoe jy elke dag leef, is bepalend tot hierdie vraag. Wie sê jy is Jesus? En hoe jy reageer, en dan ook hoe ons die kerk sien. En ons sien hoe Jesus dan antwoord op Petrus se vraag. Julle, waar is my goed nou heen? Daar sy, het ek hom net weer soontoe vat, daar sy. Kyk net wat antwoord Jesus toe op Petrus se vraag. En hy toe Petrus nou antwoord en sê, Petrus, die rots, ek sal my kerk op hierdie rots bou. Nou baie mense dink, die rots wat hy van gepraat het is Petrus. Op hom gaan die kerk nou gebou word. Dis nie wat Jesus bedoel het nie. Jesus het gesê, as gevolg van die openbaring, die oortuiging wat jy nou het, dat ek die seun van God is, op daai openbaring sal ek my kerk bou. Nie op 'n menslike instelling nie, of beweging nie, maar op die waarheid van wie ek is, Jesus Christus. So hierdie reeks gaan eintlik oor kerk. Jesus se plan met sy kerk. Wanneer hy hier praat, gaan dit eintlik oor Jesus, die plan wat hy het met sy kerk. En as hy dan sê, hy het sy kerk bou hy op die rots, dan moet ons verstaan, hoe moet hierdie kerk lyk? Jesus het 'n sekere prentjie gehad van hoe kerk moet lyk, wat nie noodwendig ons prentjie is van wat Jesus gehad het in terme van kerk. Want kerk is 'n Godgebore idee.
Dis nie wat 'n mens uitgedink het nie. Is God se plan. Die fondamente is al reeds gelê daar. Luister wat skryf Paulus in Efesiërs 1 vers 22. Aan hom, naamlik Jesus, het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Ons is voltydse leiers, dis die hoof van die kerkie. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Is op daai openbaring van wie hy is, waarop die kerk gebou is. Nou toe jy na hierdie video insetsel kyk, het dit jou so 'n bietjie teruggevat na jou ervaring van kerk, dalk toe jy groot geword het, jou ma vir jou gesê het, sit stil en bly stil. Het gestop daar in die straat wat voor die kerk die ou bordjie staan, stilte, kerk. Wat is jou belewenis? Wat is kerk vir jou? Vir baie mense sê ek is kerk soos rugby. Jy het dit gedoen toe jy op skool was en nou kyk jy net daarna op 'n afstand. Vir baie mense is kerk soos rolbal. Soos hulle ouer word, begin hulle eers daarin deel te neem om regtig kerk te wees. Partykeer hanteer mense dit soos cricket. Hulle is besig met hulle kyk daarna, maar hulle verstaan dit nie eintlik nie. En baie mense hanteer dit soos golf. Almal speel dit, probeer dit, maar niemand kry nie eintlik dit reg nie. Baie sukkel om dit reg te kry. So dalk beteken kerk vir jou die gebou. Jy het dalk gister vir jou familie gesê, hey, môre gaan julle kerk toe. Soos partykeer ek hoor my bure sê dit. Bure, ons luister partykeer nie, ons kyk nie seepies op TV nie, maar ons luister partykeer die seepie wat om ons aangaan. En een keer het die ou gesê, ek weet hulle het 'n ding daar aangehad, ons kon alles hoor, en hy sê, môre moet julle slag kerk toe gaan. En dan het jy vir jou familie gesê, hey, jy was lanklaas in die kerk en 'n bietjie kerk toe gaan. Of jou kind het vanoggend jou kom wakker maak en sê, mamma, gaan ons kerk toe. Baie mense sien nog die kerk as 'n gebou. Baie keer dink mense dat God hier bly. Dit is maar net 'n stowwerige gebou waar ons bymekaar kom. Dis al. Baie beleef mense kerk net as hulle na 'n goeie preek luister, of dis nou vir 'n kerk wanneer hulle net die aanbidding tyd geniet, of net om vriende te kom kuier hier by die kerk, om weg te kom van omstandighede. Jesus het baie meer bedoel by dit as wat ons baie keer die prentjie het. En wanneer hy in Matteus 16:18 verklaar dat wanneer hy sê, hy het nie daar gesê ek gaan my sinagoge of my tempel bou nie. Hy sê maar ek gaan my kerk bou. So die oorspronklike woord vir kerk is ekklesia. 'n woord wat gebruik is nog voor die geboorte van Jesus, honderde jare. En dit is so belangrik dat ons die konsep van kerk sal verstaan. En as jy kyk na die Nuwe Testament, is 114 verwysings na ekklesia, die oorspronklike woord vir kerk. Dit gaan oor gemeente of die samekoms van gelowiges. Dit gaan oor 'n groep wat ten volle toegewyde volgelinge van Jesus is, wat die kultuur rondom hulle beïnvloed met God se koninkrykskultuur. Hulle het 'n ander manier van leef as die wêreld daar buite. Maar dit is hartseer om te sien dat in ons moderne wêreld, in die tyd wat ons leef, is daar baie sterk individualistiese benadering. Wat mense sê, ek hoef nie aan 'n gemeente te behoort nie. Ek kan die Here op my eie dien, daar by die huis, en TV kyk. Dit is nie wat Jesus se woord sê nie. So ons gaan so 'n bietjie ook deur die boek van Handelinge blaai, om net so 'n bietjie te kyk, wat was die eerste verwysing van kerk, en hoe het hulle gefunksioneer?
Ek sê vir my span, ons moet terugkyk, sodat ons op koers kan bly, wat kerk aanbetref. Dit is belangrik, dat julle hierdie maand dit sal hoor. Ons moet 'n bietjie terugkyk, en op koers bly wat Jesus bedoel het die kerk moet wees, en hoe dit moet lyk. En in Handelinge 2 vers 42 tot 37 is 'n amazing verwysing van hoe die eerste kerk geleef het, hoe hulle gefunksioneer het. En natuurlik van tyd tot tyd het goed verander van geslag tot geslag en gemoderniseer, maar ons moet net nooit Jesus se oorspronklike gedagte uit die oog verloor nie. Ons kan dit net nie verloor, selfs in die tyd, en daarom sê ek, wanneer dit by jou kinders kom van kleins af, hulle moet verstaan, as jy 'n volgeling van Jesus is, moet hulle verstaan waaroor dit gaan. Want ons leef in 'n baie individualistiese me, myself and I verwysing. So wanneer jy kyk in die woord en veral Handelinge, was dit meer as 'n gebou. Het uiteindelik gegaan oor 'n samekoms, 'n byeenkoms. Die impak wat hulle gehad het op hulle samelewing. En hulle het 'n lewe gelei wat die moeite werd was om gevolg te word deur ander mense. En deur dit, sê die woord, is soveel mense na Jesus gelei. Maar vanoggend is dit so belangrik om te weet, die kerk het nie 'n missie nie. Maar God se koninkryk het 'n missie. En sy missie is dat die kerk sy plan is. God werk nog steeds op aarde met mense. Maar die manier hoe hy dit vandag doen hy dit deur die kerk, wie ek en jy is. En daarom is dit belangrik om vanoggend te hoor, jy kom nie na die kerk toe nie. Jy is die kerk. Jy is die program wat God wil gebruik hier op aarde. Jy kom nie na 'n program toe wat ons jou aanbied. Sing 'n bietjie en dan bid ons 'n bietjie en dan gee ons 'n ietsie. Jy kom nie na 'n program toe nie. Wanneer jy hier by mekaar kom, moet jy besef, jy is die program van God wat hy wil gebruik op hierdie aarde. Om 'n omgewing, die gemeenskap van Hartbeespoort en die omgewing waar jy woon en leef en beweeg, beïnvloed. Kerk is nie 'n klomp bakstene of 'n klomp tradisies wat ons navolg, wat sekere emosies by my kom wakker maak op 'n Sondag nie. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 5 tot 6. Hy sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif geskryf, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, cornerstone, ons het nou net daarvan gesing, 'n hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Ons lewe is gebou op Jesus Christus. En ons as kerk is dit nie 'n gebou nie, maar ons is 'n lewende stene wat gebou is op hierdie rots, Jesus Christus. Daar's 3 goed wat die kerk doen. Maar ek wil hê ons moet eers net gou hier deur Handelinge vinnig gou blaai. Kyk net gou hoe die kerk gefunksioneer. Na Petrus 'n toespraak gehad het, hoofseun, hy het niks na ons gevat nie. Hy het die evangelie verkondig. In daai dag het meer as 3000 mense tot bekering gekom. En dan daarna is hulle gedoop, en van toe af het hierdie nuwe gelowiges gereeld by mekaar gekom om te hoor wat die apostels leer. Want op daai stadium was daar nog nie goed vir hulle op papier, skrifte was nie altyd beskikbaar nie. Die apostels moes hulle vertel
van wat Jesus alles gedoen het, hulle eie belewenis met hom. Hulle het nou in 'n splinternuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Hulle het ook gereeld saam geëet en saam gebid. Die apostels het groot wonderwerke onder hulle gedoen. Al die gelowiges het groot eerbied vir God gehad. Hulle liefde vir hom en vir mekaar het hulle in 'n hegte eenheid saam gesmoor. En dan vanaf vers 45, daarom was hulle bereid om selfs hulle besittings met mekaar te deel. Hulle het alles verkoop wat hulle besit en die geld vir die armes gegee. Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan. Ons kry dit nog lekker. Net een keer 'n week hoef jy kerk toe te kom. Hulle het gesê dag na dag. Onthou, hulle het ook werk gehad. Die slawe moes vinnig gaan en dan weer gaan werk. Hulle het gegaan om God daar te aanbid. Hulle het ook by verskillende huise saam geëet. Met ander woorde, dit was 'n tempelbyeenkoms, maar ook 'n huis tot huis byeenkoms. Verstaan jy hoekom een van ons strategieë in Doxaday so belangrik is om werklik eklesia te wees? Dat dit 'n Sondag byeenkoms sal wees wat ons gekies het, dit sal 'n Sondag wees, maar hoekom ons groeplewe so belangrik is, omdat ons maar net Bybels is. Hierdie maaltye was glad nie uitspattig nie, maar dis wat ek nou nie beleef het nou die aand by een van die selgroepe wat ek besoek het nie. Ek sal nou nie name noem nie, maar al die gelowiges was altyd vol vreugde. Al die gelowiges was altyd vol vreugde, maar die Here weet, as ek baie keer in hierdie strate van ons dorp loop, sê Here, help ons. En hulle het God die hele tyd geprys, omdat hy so groot en goed is. Die gelowiges se lewenstyl, hoor hierso, het almal ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Praat mense oor Doxaday. En daarom het daar elke dag, en as gevolg van dit nou wat alles gebeur het, was die uitkomste almal. Daarom het daar elke dag baie met geloof, tot geloof in Jesus Christus gekom. Wat doen die kerk? En ons gaan drie goed fokus op. En vandag gaan ek op een fokus. As jy hierin lees, het hulle 3 goed gedoen. Hulle het 'n tempel gevestig. Hulle het 'n huis gebou en hulle het 'n army opgerig. En dit is wat die kerk veronderstel is om te doen. Wat beteken tempel? Tempel beteken ons skep 'n omgewing waar mense 'n belewenis van God kan beleef. 'n Belewenis van God kan hê. Mense kom hier in, nog nooit gekies om Jesus te volg nie, en ewe skielik het hy of sy net 'n belewenis van die teenwoordigheid van die Here. Hy weet nie of sy wat dit is nie. Maar onthou nou, Paulus skryf ook op 'n stadium, ons is ook lopende tempels, nê. So oral waar ons gaan, vat ons die teenwoordigheid van die Here saam. Ons het verlede maand daaroor gepraat. Ons is nou die draers van sy teenwoordigheid. So oral waar jy kom, skep jy ook 'n omgewing. So ons bou 'n tempel. Ons stel 'n tempel saam, sodat mense 'n goddelike belewenis kan hê, maar ook geestelik kan groei. Dis wat hulle gedoen het. Die vroeë kerk het geleef met 'n geestelike gewig. Hulle het geleef met 'n geestelike ingesteldheid. Hulle het gewig opgetel, nie fisies nie, maar geestelik. Hulle het seker gemaak, hulle tel geestelike gewig op, sodat hulle 'n tempelbelewenis kon skep. En hoe het hulle dit gedoen? Deur 2 goed. Eerstens, deur gebed. En hulle het dit gereeld gedoen. Daar staan dit. Gereeld. Hulle het dit in die openbaar gedoen, in die tempels, of waar hulle gegaan het, maar hulle het dit ook privaat gedoen, maar 'n belangrike woord wat hier staan, gereeld, dat was vaste gebedstye deur die dag.
En hulle het Jesus se gebed in Matteus 6 gebruik wat ons nou lees vandag, wat 'n patroon was vir hulle om hulle te kon help. En daarom was gebed vir hulle prioriteit. En die vroeë kerk het so gegroei, want hulle het 'n passie gehad in terme van gebed. En dan 'n tweede ding, die leringe. Ons gaan nou daarby weer terugkom. Die tweede ding was die leringe van die apostels. Met ander woorde, hulle het vertel van wat Jesus gedoen het. Met ander woorde, in vandag in jou en my tyd sal dit nou natuurlik die woord wees, want daar was nie geskrewe tekste nie. Die apostels moes maar die evangelie van Jesus mondelings oordra. So hulle het by die tempel by mekaar gereeld gekom, maar ook van huis tot huis. Nou kan ek vir jou vandag sê, ek en jy is geroep om die ekklesia te wees. Jy kom nie na 'n program toe nie, jy is die program. So met ander woorde, ons doen 2 goed. Ag, 3 goed. Soos ek net gesê het, ons skep 'n omgewing waar mense die belewenis van God kan hê, waar ons skep 'n huis, waar mense, wanneer hulle deur moeilike tye gaan, versorg kan word, omgegee kan word, en ook fisies versorg kan word. En dan bou ons 'n weermag. Ons rig 'n weermag op, want daar's soveel mense daar buite wat verlore is, wat Jesus nog nie ken nie, en daarom het ons uitdaging hierdie jaar tot jou gerig. Elkeen bring een. Daai bord, daai boekvorm daar, waar ons die Here vertrou, dat mense sal geraak word deur die manier hoe ons buite leef, en dat ons mense se lewens begin raak. En daar sal klomp name geskryf wat jy weet wie Jesus nie volg nie. So dis wat ons sê, ons rig 'n weermag op, ons sit nie net hier lekker cozy en ons geniet die program wat vir ons aangebied word nie. Ons is die program. Hoe bou ek en jy dan hierdie tempel? Presies soos wat die vroeë kerk het gedoen het. Het gebed is God se mandaat, dis nie opsioneel nie. Dis 'n manier hoe ons met God praat. En hy moet praat. Ek sê altyd, vir my is gebed ook altyd soos 'n rus. En 'n rus beteken dat ek my vertroue so in die Here sit. Ek leef in so afhanklikheid van hom, want ek besef sonder hom is ek niks. En ek kan niks wees nie. Dit help my. Onthou verlede maand het ons gepraat oor Hebreërs. In Hebreërs 12 wat hy sê, as ek en jy hierdie wedloop wil volëindig, en ek en jy hierdie wedloop wat nie eenvoudig is nie, en om kerk te wees is nie eenvoudig nie, daarom is dit belangrik om ons oë gefestig te hou op Jesus die heeltyd, sodat ons nie moeg word om ekklesia te wees nie moeg word om kerk te wees nie. Dis 'n gesprek tussen my en God, waar ek my hart deel met hom. My liefde vir God brand en hou. Is partykeer vir my 'n toevlugsoord waar ek partykeer net gaan sit by my huis in die stoel soos hierdie. En wanneer ek partykeer in mekaar krimp en sê, Here, ek weet nie meer nie. En dit asof hy net voel, hy tel my op sy skoot en hy troos my. En ek vertrou hom vir deurbrake in my lewe. Is ook 'n plek waar ek wysheid moet gaan soek. Sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie ding te doen nie. Is ook 'n plek waar ek net stil raak voor hom en hom erken vir wie hy is. Jy weet dalk dat jy moet bid as die ekklesia. Jy voel dat jy wil bid, maar jy weet nie hoe om te bid nie. En as ek dink die patroon wat die vroeë kerk gebruik het, en op 'n stadium het die disippels vir Jesus gevra, hulle was so beïndruk met sy verhouding met God die Vader en die tyd wat hy met God die Vader spandeer het. En hulle kon vir Jesus seker enigiets gevra het, nê? As dit dalk van ons was, dalk gesê, Here, wys ons, hoe kan ek 'n wonderwerk doen?
Dalk water en wyn verander. Here, wys vir my om hierdie te doen, maar wat doen hulle? Hulle vra Jesus, leer ons bid. En hierdie is 'n wonderlike patroon vir jou en my, om te bid. Maar dit is slegs 'n raamwerk vir jou en my. Jy kan nie dit net so aflees elke dag in jou lewe nie. Dis net 'n raamwerk waarvoor ons gebedslewe moet inrig. En as jy nog nie weet hoe om te bid nie, ek en jy is geroep as eklesia om 'n geestelike omgewing te vestig in ons huis, oral waar ons gaan, hier. En dan een van die maniere wat ons doen is om te bid. Ons bid baie publiek hier, vanoggend het ons dit gedoen, maar daar is ook 'n oomblik waar jy dit privaat doen, en dit is waar jy geestelik gewig optel. Baie van julle se voorneme was dalk hierdie jaar om gewig te verloor, maar ek wil vir jou sê, mag jou voorneme wees om gewig op te tel hierdie jaar. Nou praat ek nie van jou lyf nie. Ek praat van geestelike gewig. Amen. As ek en jy die ware eklesia is en wil wees, en ons taak is om 'n geestelike tempel, 'n omgewing te skep waar mense geestelike ervaring het, waar mense geestelik groei, dan moet ek en jy gewig optel. Ek en jy sal moet geestelik gewig optel. En nou sê ek, impliseer ek nie, julle doen dit nie. Ek wil ons tog maar net weer herinner, dat hierdie jaar een van jou fokusse sal wees, dat jy meer as ooit nog gewig sal optel in terme van die gees. Maar kom ons gaan net gou hierdeur. Jesus is 'n patroon van gebed. Ek gaan nie nou daai aflees nie, maar wat dit eintlik gaan is, om net te sê, Vader, dankie dat ek ingenooi is in u familie. En dat ek weet, u is my Vader en ek is u Vader. En ek is u kind. En dat om te verstaan, Vader, ek kan u gesag, u koningskap, na my huis toe vat. Ek kan dit aan my werksplek toe vat. Ek kan dit aan die skool toe vat. En deur hierdie gebed is ek besig om 'n tempel te bou. 'n vestig in my huis, by my werksplek, 'n omgewing waar mense 'n goddelike, 'n geestelike belewenis kan hê binne in hierdie plek. En dan kan jy sê, mag Vader, mag dit wat U in die hemel beplan vir my 'n realiteit word vir my hier op aarde, in my eie wêreld, in my kinders se lewe, in my huwelik, in my vrou se lewe. Dit wat U vir my beplan. En dan gaan hy aan. Here, dankie dat ons U kan vertrou vir die vrygewige voorsiening van al die behoeftes wat ek nodig het. Maar ook U wat vir myself, U self vir my as die brood van die lewe kom word het. Dankie vir die onvoorwaardelike vergifnis en geregtigheid in my lewe. En Here, help my. Ek ontvang dit met dankbaarheid, maar help my om dit ook aan ander uit te deel. Hierdie is 'n wonderlike patroon van gebed. En dit gaan ons help om gewig op te tel hierdie jaar. Want eklesia beteken ek rig 'n tempel op. Ek skep 'n omgewing waar ek gaan. 'n geestelik 'n belewenis. En dan erken ek, Here, dat versoekings my identiteit in Christus altyd sal uitdaag. Maar ek sal nie moed verloor nie. Want die realiteit van wie ek is, het ek ontdek in U. U sal my beskerm en U sal my verlos. En dan kan jy eindig om te sê, ek verklaar die heerskappy oor my lewe en U koningskap, en ek loof en ek prys U. Dit is so belangrik as jy geestelik gewig wil optel hierdie jaar, om hierdie jaar deel saam met ons die eklesia te vestig. Is dit belangrik, een van die goed is om te bid. En dan natuurlike ding, volgende ding is natuurlik die woord van die Here. As jy geestelik gewig wil optel hierdie jaar, sodat jy die eklesia sal wees wat Jesus bedoel het dit moet wees,
om 'n omgewing te skep, of dit nou by jou huis is of by jou werk of hier by die kerk, 'n geestelike belewenis te skep, dan is dit baie belangrik, die woord. En ek wil vir jou na Matteus 4 toe vat, waar Jesus in die woestyn in 'n tyd ingelei is. Nou daar was kampe in die woestyn, net so buite Jerusalem. Mense het baie keer daar gaan afsonder en gesê, ek soek God se prioriteite vir my lewe. En nou op 'n stadium word Jesus toe honger. En die vyand kom na hom toe en hy sê, Jesus, u kan ons nou enige tyd hierdie klippe kan nie in brood verander. Wat is die storie? Dan sien ons hoe Jesus reageer. Maar Jesus antwoord en sê, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord uit die mond van God. Jesus kom kap twee goed vas hierso. Hy sê eerstens, die plek waarvan ek besluit te neem, is uit God se woord. Met ander woorde, Jesus sê, ek neem nie 'n emosionele besluit nie. Hy's doodhonger, groot nood. Die woord sê hy het intens honger geword. Maar hy het uit daai situasie hoe hy hanteer het hy vir die duiwel gesê, daar staan geskryf, met ander woorde, ek gee agting en autoriteit wat in God se woord is. En dan 'n tweede ding, wat Jesus kom vaskap, toe hy dit antwoord, lewenskwaliteit. Ek en jy bestaan uit 3 komponente as mense, is biologies, sielkundig en geestelik. Ek dink niemand vandag wat hier sit, is op 'n plek wat sê ek wil agteruit gaan nie. Niemand. Ek het al 'n vorige tyd gesê, die woord is so suurstof vir jou my. Niemand sê vandag hierso, ek wil my lewe lekker opvoeder nie. Nee. Maar ons het bonatuurlike inspraak in ons lewe nodig. Ons is besig om 'n tempel, wat is Ekklesia? Ekklesia is mense wat 'n tempel vestig. Of dit by jou huis is of by jou werk is, en of hier is besig om 'n omgewing te skep waar mense belewenis van God en sy teenwoordigheid kan beleef. Maar dit is belangrik dat ek en jy sal gewig hê. Daarom moet ons bid en daarom is sy woord belangrik. En daarom is hierdie skrifvers ook een van die ankerverse van ons geloof. En Jesus gebruik nou die metafoor van die brood en hy verwys na die brood is eintlik 'n stapel voedsel vir mense hier op aarde. En wat wil Jesus vandag vir jou en my sê? Hy sê sy woord moet die stapel voedsel in jou en my lewe wees. As ek en jy die Ekklesia is wat 'n tempel moet bou, 'n tempelomgewing moet skep, dan moet die woord ons stapelvoedsel word. Dit moet ons siel voed. Dit moet ons gees voed. En eventueel sal dit 'n impak hê op ons biologiese bestaan. Maar hoe werk ons met God se woord? Hoe lees jy God se woord? As jy nou dink waar Jesus nou sê, maar ek sal leef van elke woord van God. Wat beteken God se woord vir jou? Is dit die Bybel? Wat se prentjie sien jy? Onthou, die Bybel is maar net die instrument om God se woord te kan beleef. Want wanneer jy in die Nuwe Testament lees en jy begin fokus plaas in die Bybel op Jesus Christus, en wanneer die Heilige Gees Jesus uitlig en jy hom raak sien, is jy besig om die lewe van brood van lewe in jou lewe in te bring. Die woord van God. Lees Johannes 1, ek gaan nou nie lees nie. Maar hy sê, die woord was in die begin was woord, niks het ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie, en die woord het vlees kom word. Wat impliseer dit Jesus? So wanneer die Heilige Gees Jesus uitlig, en jy sien hom raak hier in die woord,
hier in die Bybel word hy die lewe, die brood in jou lewe. So hoe moet ons toelaat dat die woord in ons lewe werk? Ek glo, daar is iets wat jy prakties doen met brood. Dis dieselfde manier hoe jy met God se woord werk. Nou julle, ek weet nie of julle hierdie brood gesien het nie. Dis 'n boer van 'n brood. Nou ons het jare terug in die Oos-Kaap gewoon en daar was 'n bakkery Flamingo. En as ons van die kerk af gekom het ons daar gestop. Daai brood, hy is so vars en so heerlik gewees, hy het nie gehou tot by die huis nie. Jy het hom gevat en jy het hom gebreek en jy het hom oopgemaak. Maar nou vanoggend het ek hier 'n heerlike vars brood. As jy hom kom voel, hy's heerlik warm. En eintlik met die woord werk ons soos brood, want ek het net nou gesê Jesus se hart is, as ek en jy gewig wil optel in die gees, moet die woord ons stapelvoedsel begin word. Want ek en jy is geroep om die eklesia te word. Wat doen jy met die brood? Nou die woord is vir ons baie keer soos vandag. Ek dek eintlik vir jou tafel met die woord. Jy hoor die woord. Ek dek eintlik vir jou tafel. Is soos hierdie tafel, die heerlikste goed. Oh my word. Koeksisters, cupcakes. Hierdie heerlike hoenderpastytjies. Vrugte en die heerlikste sap hier binne. En dan wat doen jy met jy sny ons nou die brood. Dankie Barry en Renay. Ek het hulle nou die dag getrou en hulle het vir elke gas 'n heerlike potjie vye konfyt gegee. En as jy nou my familie vra waarvan ek hou, dan is dit vye konfyt. Hoor jy, julle gaan nou lekker lus raak vir hierdie brood. Hey. Wat doen ek? Wat doen ek? Eerste belangrike ding wat kom by die woord. Ek kou die brood. Is dit waar? Kou ek hom? Ek kou hom. Maar as ek nou hierdie tafel gedek het, jy weet hoe lyk 'n Kersfeestafel, nê? Dit gaan ons nou niks werk. Dit gaan ons nou nie werk as jy by hierdie tafel kom. Dit was nooit, jy doen dit ook mos hier by jou huis. As jy hierdie heerlike Kersete voorberei, dan kom jy net by die tafel en jy snif en dan loop jy weg. Doen jy dit? Nooit. Jy doen nie dit nie. Maar dis hoe ons baie keer by die woord werk. Maar intussen het God vir die ongelooflikste goed voorberei in terme van die woord. So die eerste ding is, jy moet die woord kou. Psalm 1 vers 2 sê, hy sê, geseënd is die mens. Dit gaan goed met die mens, wat in die woord van die Here sy vreugde vind dag en nag, en dit oordink, dit kou. Dis hoe jy met die woord omgaan. En partykeer wil mense nou sommer van Genesis af tot Openbaring sommer deur hardloop. Kan ek vir jou sê? Kan ek vir jou wenk gee? Jy dalk nog nie in Hebreërs gaan krap nie, of dalk in Handelinge, is dalk goed nou. Vat vir jou 'n hoofstuk of 2. Ek nou die dag aan by een van die hele Psalm 23 net mee gewerk. En die beloftes en goed wat daar uitgekom het, is nodig uit die partykeer nie. Woord so 'n bietjie moet kou. En 'n bietjie besin. Laat ek net weer 'n bietjie lees. Laat ek net 'n bietjie lees wat sê hy hierso. So ek sê vra, wat is jou gewoontes op hierdie stadium? Om die woord te kou. Maar jy het nou gesien, ek kou nie net die woord nie, nê? Maar jy moet hom fyn kou, veral kinders, jy moet nie verstik nie. En waar ek nou al is, ek moet ook mooi en fyn kou anders te verstik het. Maar wat doen ek dan? Ek het nou die
brood ingesluk. Is dit waar? Kyk, daar gaan hy nou. Nou het ek die woord uit die brood ingesluk. En so werk die woord ook. Jy kan nie net die brood kou die hele tyd. Op 'n manier moet ek hom in my lyf inkry. Ek moet hom sluk. Ek moet dit begin inneem. Johannes 1 vers 12 sê, man, almal wat hom, onthou Jesus die woord, aangeneem het, die wat in hom glo, dat die reg gegee om van kinders van God genoem te word. Dink nou gou vir 'n oomblik, as iemand vir jou geskenk gee horlosie. My seun het so 2 jaar terug vir my uit Qatar 'n baie mooi horlosie gegee, en hy het aangedring dat ek dit dra. Maar as iemand nou vir jou geskenk gee, horlosie, jy kyk nie daar mooi daarna en sê, ag, dis so wonderlik, is oulik, en jy gaan sit dit terug in die kassie, sit in die huis 'n kluis, en sodat dit nou veilig daar sal bly. My sê net altyd sê, daddy, as jy nie gaan dit dra nie, gaan ek nie weer vir jou geskenk koop nie. So met ander woorde, ek het dit begin dra, en soos ek dit dra, het dit ook deel van my identiteit geword. Mense die horlosie raak gesien, en hulle daarvan kennis geneem, en so ook met die woord. Jy neem die woord, en jy neem dit in besit. Jy maak dit neem, jy sluk dit in. En jy vat dit na, dat dit hier binne toe ingaan, op plekke. Dit gaan ons hier in jou lyf in. En net so vat jy die woord, na elke hoek van jou bestaan, en mens wees. En jy gaan kyk, waar is stemme in my lewe, wat nie ooreenstem met die woord van God nie. Waar stem het nie ooreen nie? En ek is besig om deel van my lewe te maak, soos ek dit sluk, en ek aanvaar dit. En ek sê, Here, maar hierdie goed is nie in ooreenstemming met wat U sê nie. Ek luister na mense se opinies, of ek luister na die vyand se leuns. So daarom is dit so belangrik. En dan die derde ding is dat ek sluk nie net die brood nie, maar hierdie brood word mos nou verteer. As jy dit gesluk het, dan verteer dit nou hier binne. Is nou deel en nou begin dit te verteer. Johannes 14 vers 23 sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Onthou jy toe jy so verlief was, en jou liefie vir jou soveel briefies geskryf het, en daai ou briefies wat jy so al bewaar het, jy koester dit in jou hart, dis hierso waarvan hy praat, binne jou hart. En hy sê, dis presies. Ek hoor nou die dag iemand sê, vir 'n ou wat so 'n bietjie gewig opgetel het, ek dink hy het seker te veel brood geëet, hy sê, ek sien jou middel het 'n bietjie geswik, jou middel lyk so 'n bietjie geswel, lyk my jou middel het 'n bietjie geswik. Maar dit is so belangrik dat hierdie brood nou verteer word in jou lewe. Jesus sê in sy woord, dat die doel van die woord is nie net dat jy dit sal hoor nie, en kognitief sal verstaan nie, maar dat jy dit sal internaliseer na elke deel van jou mens, dat jy sal leef vanuit hierdie woord, dit sal jou lewe verander, anders sal sien, soos daai ou gesien het, hy het bietjie baie brood geëet, anders sal naderhand begin sien, maar hoor jy is besig om gewig op te tel in die gees, en dan 'n laaste ding, dit voed my, Johannes 10 vers 10 sê, dis 'n belofte, dat julle sal lewe en in oorvloed sal hê. Jesus verwys ook na Matteus 7, hy sê, luister na my woord en doen, en so 'n persoon se huis sal gebou word op die rots. Jou gedrag sal verander, jou besluite en hoe jy optree sal verander. As jy wys, jy die woord in jou, sal jou lewe gebou bly op die rots. En nou kom maar uitdagings, sal dit vas staan. So vanoggend wil ek vir jou vra, ek en jy is besig, kerk beteken, ek is besig om saam met ander mense
die eklesia te wees en ek's besig om die tempel te bou. Maar dit is belangrik dat ek geestelik gewig sal moet optel. En ek wil afsluit deur vir jou te vra, waar is jou verhouding in terme van Matteus 4 en Matteus 6? Waar staan jy in verhouding? Is die woord en gebed die hoeksteen van jou lewe? Het jy 'n begeerte om geestelik gewig op te tel hierdie jaar? Sodat jy kan leef van elke woord wat God sê en daardeur 'n tempel kan bou, sodat ons in ware woorde die eklesia kan wees, sodat mense op daai bord, of die mense wat nou ewe skielik, as jy nou aan dink aan vriende of mense van jou, wat nog nie deel is van die eklesia nie, wat nog nie Jesus beginne volg het nie, dalk op 'n plek kom om vir hulle te bou, vir hulle te bid, en deur jou lewe as gevolg van dat jy die woord eet, geestelik so gewig optel, dat jy lewe sal beïnvloed en hulle ja sê vir Jesus. Dalk sit jy hier vandag en jy dalk nog glad nie die woord die hoeksteen van jou lewe gemaak nie. Jy is dalk op 'n plek waar jy sê eintlik jy leef sonder die Here. En dalk is dit vandag ook dalk tyd om ja te sê vir hom. So ek gaan vra dat ons vir 'n oomblik gaan staan en dan wil ek vir ons bid as die eklesia. Maar dan wil ek ook vra as jy nog nie die woord van die Here die hoeksteen van jou lewe gemaak het nie, dat ons die Here vertrou dat jy vandag sal ja sê. Vandag sal ja sê vir hom. So kom ons staan vir 'n oomblik en dan bid ons saam.